Ons is besig met chemiese ewewig en ons gaan Le Chatelier se beginsel gebruik saam met grafieke. Bepaal en verduidelik deur gebruik te maak van Le Chatelier se beginsel of die voorwaartse of terugwaartse reaksie bevoordeel gaan word indien die volgende veranderinge gemaak word. Nou voor ek enigiets doen, kom ons kyk net gou-gou eers na hierdie reaksie. Eerste ding is ons gaan sien dat delta H kleiner as 0 is. En dit beteken basies of eenvoudig dat die voorwaartse reaksie is eksotermies en die terugwaartse reaksie is dan endotermies. En wanneer die temperatuur verhoog word die endotermiese reaksie bevoordeel en wanneer die temperatuur verlaag word die eksotermiese reaksie bevoordeel. Okay, so dit sien ons dadelik. Dan sien ek ook dat al my spesies gasse is. Dis baie goed as daar's vloeistowwe of solids was, dan het dit sekere van die reaksie nie verander nie. Maar dit gaan ons nou nie in hierdie een bespreek nie, maar kom ons werk dus net met gasse eers. Okay. Ek sien ook dat ek 3 molekules gas aan die reaksiekant het en ek het net 2 molekules gas aan die produktekant. Ek weet ook as ek die druk verhoog, dan gaan die reaksie wat die minste molekules gas produseer bevoordeel word en as ek die druk verlaag, gaan die reaksiekant wat die meeste molekules gas bevoordeel word. En dan die laaste ding wat ek kan verander is enige konsentrasies. Ons gaan daarmee begin. Reg, so daai grafiek wat ek nou het is 'n reaksietempo teenoor tydgrafiek en die voorwaartse reaksie se tempo is in blou terwyl die terugwaartse reaksietempo is in so oranje stippellyn. So daar's my voorwaartse reaksie en daar's my terugwaartse reaksie. Eerste ding wat ons gaan verander is ons gaan die konsentrasie van suurstof verhoog. Nou, volgens Le Chatelier se beginsel, indien die konsentrasie van 'n reagens of produk verhoog word, sal die reaksie wat die konsentrasieverandering teenwerk bevoordeel word. Met ander woorde wat hy sê is, as ons die konsentrasie suurstof verhoog, dan gaan die reaksie wat daai konsentrasie verlaag bevoordeel word. En dit beteken die voorwaartse reaksie word bevoordeel omdat dit lei tot die verlaging in konsentrasie suurstof. So jy sal op jou reaksietempo grafiek sien, reg aan die begin, obviously is die reaksie voorwaartse reaksie se tempo baie hoog omdat daar nog niks produkte vorm nie en dan stadig maar seker gaan die terugwaartse reaksie se tempo op tot daar chemiese ewewig bereik word. En dan as ons die konsentrasie van die suurstof verhoog, skiet die voorwaartse tempo op omdat daai vergelyking nou daai suurstof wil teenwerk wat ek bygesit het of wegwerk en dit beteken die voorwaartse reaksie word bevoordeel want dit maak die suurstof minder. So dit skiet dadelik op en dan verlaag dit weer soos die terugwaartse reaksie toeneem. Ons kan natuurlik ook die konsentrasie van een van daai reagense verlaag. Of so is die konsentrasie van die suurstof verlaag word, sal volgens Le Chatelier se beginsel die reaksie wat die verlaging teenwerk bevoordeel word. Met ander woorde, meer suurstof sal produseer word. Nou kyk gou mooi, hierdie grafiek is effens moeilik. So in die begin is die reaksietempo vir die voorwaartse reaksie hoog, dan neem dit af en dan neem die terugwaartse reaksietempo toe tot chemiese ewewig. Nou, as ons die konsentrasie van die suurstof verlaag, gaan die terugwaartse reaksie bevoordeel word. Dit beteken die voorwaartse reaksie mag glad nie plaasvind nie. So kyk wat gebeur hierso. Die voorwaartse reaksietempo val skielik dadelik. En dan gaan hy eers weer op. En dan gaan die terugwaartse reaksie ook eers afneem. So jy kan sien dat jou terugwaartse reaksie word bevoordeel want dit verhoog weer die konsentrasie suurstof. Kyk baie mooi, by die verlaging konsentrasie kyk ons na watter van die reaksies glad nie mag plaasvind en sy tempo val dadelik. Reg, by die volgende een is 'n konsentrasie teenoor tydgrafiek. Dis kind of maklik. So reg aan die begin is daar 'n sekere hoeveelheid SO2 en 'n sekere konsentrasie suurstof en dan obviously 0 van die produk wat vorm. En dan soos die reaksie plaasvind, neem die konsentrasie van my reagense af en my konsentrasie van my produk neem toe tot daar chemiese ewewig is daar. Dan, as ons die konsentrasie van die suurstof verhoog, gaan sy konsentrasie obviously skielik op.
Maar volgens die Chatelier beginsel moet sy konsentrasie dan die verhoging teengewerk word. So wat gebeur is, hierdie twee reagense reageer met mekaar. En kyk mooi op die grafiek. Die suurstof neem af in konsentrasie en die SO2 neem af in konsentrasie want hulle reageer met mekaar, so hulle word minder en dan vorm daar meer van die produkte. Nou, hulle is veronderstel om af te neem en toe te neem in 'n 2:1 verhouding tot 2 verhouding. Nou, kyk gou mooi. Die suurstof neem af min teenoor die verlaging in hoeveelheid van die SO2. Daar's dubbel die hoeveelheid wat verlaag en so vorm ook dubbel die hoeveelheid van die SO3 as gevolg van daai molverhouding. Reg, volgende ding, ons gaan die druk verhoog deur die volume van die fles te verlaag. Okay, eerste ding, kom ons lees net gou die Chatelier se beginsel. Indien die druk verhoog word deur die volume van die fles te verlaag, sal die reaksiekant wat die minste molekules gas, en ek maak duidelik daar dat dit gas is, en dit is slegs gasse wat beïnvloed word hier, die minste molekules gas produseer bevoordeel word. Okay, wanneer die ewig versteer word deur die druk te verhoog, sal volgens Chatelier se beginsel die verhoging in druk teengewerk word. Met ander woorde, as ons die druk verhoog, gaan die verhoging teengewerk word, so die reaksiekant wat die minste molekules gas produseer gaan bevoordeel word. En kyk gou mooi, en dis die voorwaartse reaksie, dit gaan bevoordeel word. Maar nou moet jy baie mooi kyk. As ons die druk verhoog, dan raak deur die volume van die fles kleiner te maak, dan gaan daar meer reaksies per eenheidstyd plaasvind. Met ander woorde, die molekules gas is nou in 'n kleiner volume in. So daar gaan nou meer effektiewe botsings plaasvind per eenheidstyd. En dit beteken meer die tempo van albei reaksies gaan op. So as jy mooi kyk hierso, albei tempo gaan op. Maar die voorwaartse reaksie moet meer opgaan. Hoekom? Want die voorwaartse reaksie produseer net 2 molekules gas en hy word bevoordeel. So dan die voorwaartse reaksie tempo skiet heeltemal op terwyl die terugwaartse reaksie net liggies opskuif of 'n bietjie opskuif en dan gaan hy weer af en dan kom daai nou op. So hoekom gaan albei reaksietempos op? Want ons het die volume van die fles verklein en dan volgens botsingsteorie gaan wat meer effektiewe botsings per eenheidstyd plaasvind. Okay. Volgende ene. Ons gaan die volume van die fles vergroot en dus die druk gaan verlaag word. Of jy kan sê die druk word verlaag deur die volume van die fles te vergroot. Okay, as die volume van die fles vergroot word, word deur die aksiekant wat die meeste molekules gas produseer bevoordeel. Die terugwaartse reaksie het 3 molekules gas, terwyl die voorwaartse reaksie net 2 molekules gas produseer. So daar is my voorwaartse reaksie, hy produseer 2 molekules gas, daar is my terugwaartse reaksie, hy produseer 3. So as ek die druk verlaag, dan gaan die terugwaartse reaksie bevoordeel word. Okay, nou gaan ons dieselfde doen as met die vorige een. Die terugwaartse reaksie word bevoordeel, dit beteken die voorwaartse reaksie mag glad nie plaasvind nie. So hy sak. Maar beide sak as jy mooi kyk. Hoekom? Die vergroting in volume lei tot minder effektiewe botsings per eenheidstyd volgens botsingsteorie en dit beteken albei reaksietempos gaan af. So, ons gaan presies dieselfde doen as by die vorige verlaging konsentrasie. Jy gaan kyk na die reaksie wat glad nie mag plaasvind en jy gaan hom heeltemal afvat in tempo. Volgende een. Dis so, nou moet jy baie mooi kyk. Die konsentrasie en molgrafieke verskil by die drukverhoging. Ek gaan net 'n drukverhoging hier doen. As ons die druk verhoog, die volume van die fles te verlaag, wat gaan dan gebeur? Die reaksiekant wat die minste molekules gas produseer, gaan bevoordeel word. So hierdie twee reagense moet met mekaar reageer om die voorwaartse reaksie te laat plaasvind. So hulle hoeveelhede gaan afgaan en daai ene gaan opgaan. Maar nou moet jy baie mooi kyk. Konsentrasie is mol gedeel deur volume. Dit beteken konsentrasie is omgekeerd eweredig aan volume. As ek die druk verhoog, gaan die volume van die fles te verlaag, gaan al die konsentrasies op. So kyk gou mooi by hierdie konsentrasiegrafiek. Al 3 konsentrasies gaan op eers, omdat ek die volume verlaag het. En dan gaan die voorwaartse reaksie bevoordeel word, so SO3 raak meer, en die ander 2 reagense raak minder. By mol gaan daar nie 'n vinnige op of afgaan van die
hoeveelhede wees nie. Hoekom? Die mol verander nie, die aantal molekules verander nie as ek die fles groter of kleiner maak nie. So by die mol grafiek aan die regterkant, al wat gaan gebeur is, as die voorwaartse reaksie bevoordeel word, gaan die SO3 opgaan in hoeveelheid en die twee reagense gaan afgaan. En as weer 'n 1-tot-2 verhouding, kyk dat dubbel die hoeveelheid wat daai afgaan. Reg, so die verskil hierso, die grafieke is dieselfde behalwe by beide voorwaartse en terugwaartse reaksie gaan die konsentrasie opskiet van al die reagense en produkte wat gasse is as ek die druk verhoog. Onthou as daar solids by is, gaan hulle glad nie verandering ondergaan nie. Laaste enetjie, ons gaan die temperatuur verhoog. So ons gaan die temperatuur verhoog. Indien die temperatuur verhoog word, sal die endotermiese reaksie bevoordeel word. Wanneer die ewewig versteur word deur die temperatuur te verhoog, sal volgens die Chatelierse beginsel die versteuring terug teengewerk word. Die endotermiese reaksie absorbeer energie en word dus bevoordeel. Okay, ons het gesê dat die voorwaartse reaksie is eksotermies en die terugwaartse reaksie is endotermies. So die verhoging in temperatuur gaan die terugwaartse reaksie bevoordeel. Maar nou moet jy ook in gedagte hou, as al jou gasse in 'n fles is soos dit wat geseël is, en jy verhoog die temperatuur, dan gaan volgens botsingsteorie die gemiddelde kinetiese energie van al die deeltjies verhoog. En dan gaan die effektiewe botsings per eenheidstyd ook verhoog. So kyk gou mooi wat met hierdie grafiek gebeur. Albei tempos van die voorwaartse en terugwaartse reaksie verhoog eers. Maar omdat die endotermiese reaksie bevoordeel word, gaan die terugwaartse reaksie se tempo heel opgaan vir hom plaas te vind. En dan sak hy weer en dan styg die voorwaartse reaksie tot ewewig weer bereik is. So as ons die temperatuur verlaag, ons verlaag die temperatuur, dan gaan die voorwaartse reaksie wat eksotermies is bevoordeel word. Onthou net, dan gaan die gemiddelde kinetiese energie van die deeltjies ook verlaag. So beide die voorwaartse en terugwaartse reaksies se tempos gaan af. Okay? Met verlaging werk ons so, watter reaksie mag glad nie plaasvind nie. Wel die terugwaartse reaksie kan nie plaasvind nie want die voorwaartse reaksie moet bevoordeel word. So die terugwaartse reaksie val heeltemal ver en dan gaan hy weer op en dan sak die voorwaartse reaksie weer. Kyk gou hoe lyk die konsentrasie en mol grafiek by temperatuurverandering is presies dieselfde. As ek die temperatuur verhoog, dan gaan die terugwaartse reaksie bevoordeel word. So hier is 'n fout. Daai moet nie verhoog wees nie. Ek wonder of jy kan sien hoekom. Want daai moet verlaag wees. Want as ek die temperatuur verlaag, gaan die voorwaartse reaksie bevoordeel word. En dit beteken meer van die SO2 vorm. Wanneer dit is reg gewees. Okay, kom ons kyk gou na die verhoging in temperatuur se konsentrasie en mol grafiek. Hulle gaan presies dieselfde wees. Okay, as ons die temperatuur verhoog, wat gaan dan gebeur? Wel, die terugwaartse reaksie gaan bevoordeel word. Want die terugwaartse reaksie is endotermies. Dit beteken meer SO2 vorm, meer suurstof vorm en die SO3 verlaag. En dit is presies wat hier gebeur. Meer SO2 vorm, meer suurstof vorm en die SO3 verlaag. Reg, as ons 'n katalisator bygooi, dan gaan dit net albei reaksietempos gaan verhoog en ewewig gaan op 'n hoër tempo vorm of ingestel word. Indien 'n katalisator bygevoeg word, sal die tempo van beide die voorwaartse en terugwaartse reaksie verhoog. Hoekom? Want 'n katalisator bied 'n ander roete waar die reaksie kan plaasvind want minder energie nodig is. So nou teen dieselfde kinetiese of teen dieselfde energie kan dan nou meer effektiewe botsings plaasvind. So daar gaan die grafiek gaan net so lyk. Beide tempo
voorwaarts en terugwaarts gaan verhoog en dan nuwe tempo word ingestel en dan die konsentrasie in molgrafiek bly dieselfde. Daar's geen verandering in die hoeveelheid van die stowwe nie. So daar's geen verandering in die konsentrasie of in die mol nie. Daar by daai stippellyn gooi ek 'n katalisator by. Ja, and that's it.